In Matteus hoofstuk 13 sê dit dat God na hierdie aarde gekom het en die ware grein van die evangelie van waarheid geplant het. Wat het die vyand, die duiwel, egter in die nag met die draabok gedoen? Daar staan geskryf, draabok tussen die koring gesaai. Later, toe die spruit gegroei het, het die dienaars gekom en gesê: Here, het U nie goeie saad in die land gesaai nie? Waarom is daar dan so baie draabok tussen hulle? Eenvoudig gestel, waarom groei hierdie draabok so volop? Wat het die eienaar gesê? Die vyand, die duiwel, het gekom en dit gedoen, het hy gesê. Here, wil U hê ons moet hulle gaan optrek, het hulle gevra. Toe het hy geantwoord, laat hulle saam groei tot die oes toe. Daarom floreer valsheid ook nou op die aarde. Hy het gesê, laat hulle uit. In die oestyd sal die draabok versamel en saamgebind word om in die vuur gegooi te word, maar die koring sal bymekaar gemaak en in my hemelse skuur geplaas word. Almal onthou die nuwe verbond Pasga. Die Pasga is genadiglik gevier deur Jesus, Petrus, Paulus en al die heiliges van die vroeë kerk. Dit was die uiteindelike waarheid. Maar aangesien dit reeds geprofeteer is dat die bose vyand, die duiwel, valsheid onder hulle sou saai, watter waarskuwing is daar in Galasiërs hoofstuk 1 geskryf? As iemand 'n ander evangelie verkondig as die een wat ons aan julle verkondig het, laat dit. Wat sal met hulle gebeur? Die begrip die vloeker kan implisiet geïnterpreteer word, aangesien dit ewige verdoemenis in die hel in die gesig sou staar. Ons moet innig dankbaar wees vir die hemelse Vader en Moeder, wat ons gelei het om vas te staan in die waarheid van die nuwe verbond Pasga, sodat ons met die regte geloof na die ewige koninkryk van die hemel kan hardloop, weg van die ewige lyding van die hel. Ons moet aan hulle eer gee. Daarom het apostel Johannes in die Bybel so 'n openbaring gesien. Kom ons blaai na Openbaring hoofstuk 7. In Openbaring hoofstuk 7 vers 14 staan daar geskryf: Ek het hom geantwoord: Meneer, U is die een wat weet. En hy het vir my gesê: Dit is die mense wat uit die groot verdrukking kom, hulle het hulle langs toelas gewas en wit gemaak in die bloed van die lam. Hulle het hulle langs toelas gewas en wit gemaak in die bloed van die lam. In vers 17 staan daar geskryf: Want die lam wat in die middel voor die troon staan, sal hulle soos 'n herder versorg en hulle na fonteine met lewende water lei, en God sal elke traan uit hulle oë vee. Hier sien ons, hulle het hulle langs toelas gewas en wit gemaak in die bloed van die lam. Watter waarheid was die sondes van die hele mensdom, wat geklee was in klere wat deur sonde bevlek was, weg en verleen die vergifnis van sonde. Die Pasga is 'n belofte wat Jesus duidelik gemaak het met sy woorde. Want dit is my bloed, die bloed van die verbond wat vir baie uitgegiet word tot wat? Vergewing van sondes. Dit is duidelik opgeteken in die boek van Matteus, hoofstuk 26. Die profeet Sagaria het hierdie gedeelte in Sagaria hoofstuk 13 uitgedruk. Hoofstuk 13 vers 1. Op daardie dag in die Bybel verwys na die laaste eeu. In die tyd van die Heilige Gees sal 'n fontein oopgemaak word waar die huis van Dawid en die inwoners van Jerusalem hulle sondes en onreinheid kan afwas. Dit kan hulle sondes en onreinheid afwas. In Openbaring hoofstuk 7, hulle het hulle langs toelas gewas en wit gemaak in die bloed van die lam. Kan die afwas van sonde en onreinheid uiteindelik bewerkstellig word sonder die waarheid van die Pasga? As iemand bloot sê, ek is van my sondes vergewe, beteken dit dat hulle outomaties vergewe word. As iemand na buite gaan en skree, ek is die president van Suid-Korea, sal hulle almal die president word? Die antwoord is nee. As 'n mens beweer, ek is vergewe van my sondes, moet daar 'n duidelike teken wees dat jy vergewe is. Daar moet 'n belofte wees. Ons was sondaars wat moes wag vir die dood, maar God het self na hierdie aarde toegekom.
sy bloed vir ons gestort, en alles wat hy aan die kruis verduur het, is ingekapsuleer in die waarheid van die pasga van die nuwe verbond. Vandag sê kerke, is dit nie genoeg om net te glo nie. Om dan te sê en ek glo dit is te vaag. Daar is geen standaard of meetbare kriteria nie. Daarom het God die stelsel van die pasga van die nuwe verbond ingestel. God het ons gereinig deur die waarheid van die nuwe verbond pasga en die heerlike pad vir ons oopgemaak om terug te keer na ons hemelse tuiste. Daarom, omdat die pasga so betekenisvolle betekenis het, het God gesê: nie elkeen wat vir my sê, Here, Here, sal ingaan in die koninkryk van die hemele nie, maar net diegene wat die wil doen van my Vader in die hemele.